Goeiedag graad-12-leerders en welkom by vandag se besigheidstudies les. Ek is Elsie Klaasen en hierdie les word na jou gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Bekama Navorsing en Ontwikkeling. En vandag gaan ons kyk na jou nasionale senior sertifikaat vraestel 2. So ons gaan kyk na besigheidsrolle en ons gaan kyk na besigheidsgeleenthede. So ons gaan begin deur te kyk na die besigheidsgeleenthede. Ons gaan kyk na bestuur en leierskap, ons gaan kyk na beleggings, beide sekuriteite en versekering, ondernemingsvorme en dan laastens die aanbieding van data en die reaksie daarop. So as ons kyk, net weer gou 'n hersiening doen, die verskil tussen bestuur en leierskap. Bestuur, onthou, word jy aangestel binne in 'n posisie, jy is in 'n autoriteitsposisie, jy is taakgeoriënteerd en is jou doel om seker te maak dat die werknemers die besigheidsdoelwitte bereik. Waaraan aan die ander kant het ons leierskap en daar sien ons dat jou rol is om mense te motiveer, deur te lei, deur middel van 'n voorbeeld te wees. Jy is ook baie meer mensgeoriënteerd en jy laat toe dat werkers hulle potensiaal bereik wat dan daartoe lei dat die besigheid hulle doelwitte bereik. Dan as ons kyk na die verskillende leierskapstyle, ons het eerstens die demokratiese styl waar ons sê die werknemers word ingesluit tydens die besluitneming. Ons het autokratiese styl waar die werknemers nie ingesluit word tydens besluitneming nie. Ons het dan die vrye teels leierskapstyl waar werkers toegelaat word om hulle eie besluite te maak. So hulle word 'n taak gegee en hulle kan besluit hoe en wanneer hulle te werk wil gaan. Dan het ons die karismatiese leierskapstyl en hierdie styl is waar daar 'n oordrag van energie is van die leier na die werkers om hulle te motiveer. En hierdie gebruik ons dan baie kere wanneer daar 'n verandering in die besigheid is en ons hulle moet oorreed dat dit 'n goeie verandering is. En dan laastens het ons die transaksionele leierskapstyl. Hierdie is waar as die werkers sekere doelwitte bereik, word daar dan vir hulle 'n beloning gegee. Natuurlik, aan die ander kant, as hulle nie die doelwitte bereik nie, is daar ongelukkig dan ook 'n straf. Dan as ons kyk na leierskapteorieë, so onthou, met die leierskapstyle, kyk ons na daai style is positief en negatief en in watter tipe situasies kan hulle toegepas word. En dan met die leierskapsteorieë kyk ons na en wanneer sal dit toegepas word of in watter tipe situasies is hulle wat se teorie toepas. So die eerste een is 'n situasionele teorie waar ons sê die leier moet sy leierskapstyl kan aanpas afhangende van die situasie wat voorgelê word. Transformasie is wanneer daar 'n transformasie in die besigheid is, met ander woorde wanneer daar verandering is, dan gaan ek my leierskapstyl heel moontlik moet aanpas. En dan die laaste ene is leiers en volgelinge, waar ons sê vir 'n leier om 'n goeie leier te wees, moet daar goeie volgelinge wees en die volgelinge moet vertrou in hulle leier. En daar is 'n verhouding tussen die twee gedeeltes. As ons kyk na ons eksamentipe vrae, 1.1, noem enige twee leierskapteorieë en dan het ons natuurlik leiers en volgelinge en omdat ons werkwoord noem was, het ons natuurlik 1 punt elk. Ons het dan ook situasionele leierskap en transformerende of oorgangsleierskap. Maak seker dat jy gaan terugverwys na jou eksamenriglyne om te kyk wat die terminologie wat daar gebruik word, dat jy nie onnodiglik punte verloor nie. 1.2 definieer die betekenis van bestuur, die koördinering van beplanning, organisering, leiding en kontrole en dan het ek in vorige lesse vir jou gesê, onthou hierso kan jy gebruik maak van die akroniem BLOB. So beplanning, organisering, leiding en beheer van werknemers en doelwitte. 'n Persoon wat 'n bestuurder van weer die pos waarin hy aangestel is, ek het vroeër vir jou gesê, toe kyk ek na die verskille, jy word aangestel in daai posisie en dan het jy 'n gesagsposisie waarin jy aangestel is. As ons dan kyk na 'n scenario gebaseerde vraagie, jy gaan moet jou leierskapteorieë sowel as jou leierskapstyle moet kan identifiseer. So, Bizana Sportdrag het kleinhandelswinkels reg oor die land. Die bestuur van BS laat hulle werkers toe om aan die besluitnemingsproses deel te neem.
1.3.1 Identifiseer die leierskapstyl wat deur BS in die scenario hierbo toegepas word. So hulle gee vir ons 'n belangrike leidraad hieronder. Hulle sê vir jou, die werkers neem deel in die besluitnemingsproses en dit is dan die gedeelte wat vir ons sê die antwoord is demokratiese styl. Nou jou werkwoord is identifiseer, met ander woorde jy kry 2 punte deur dit korrek te identifiseer. 1.3.2 Stel situasies voor waarop die leierskapstyl wat in vraag 1.3.1 geïdentifiseer is in die werkplek toegepas kan word. So onthou, demokraties is wanneer daar besluite geneem moet word en nou gaan ons die werkers insluit. Samewerking benodig word tussen die leiers en die span. So as jy wil hê jou mense moet inkoop in 'n idee, is dit baie goed om hulle deel te maak van die besluitneming. Besluite vanuit verskeie perspektiewe beskou word, so wanneer ons wil verskeie opsies en perspektiewe hê, dan innoverende en kreatiewe idees benodig, natuurlik as daar 'n probleem is wat ons moet oplos, en dan insette van werkers waardeer word om sodoende spanwerk te bevorder. Baie belangrik, weer eens, as mense ingesluit voel, gaan hulle definitief voel, hulle is deel van die span. As jy net vir hulle gaan sê, dit is hoe dit is, julle moet dit maar aanvaar, dan gaan hulle noodwendig voel dat hulle ingesluit word nie. Dan 1.4 Identifiseer die leierskapteorie wat deur Letabo toegepas is om sy werknemers te bestuur in elke stelling hieronder. 1.4.1 Letabo gebruik verskillende leierskapstyle in verskillende omstandighede. So ons het style binne verskillende omstandighede en dit is dan, en onthou ons kyk na teorieë, so ons antwoord is natuurlik situasionele teorie. Maak seker dat jy maar volledig skryf, moenie net skryf situasionele of transformerende nie, skryf die teorie gedeelte ook aan die agterkant, net om seker te maak weer eens dat jy nie onnodiglik punte verloor nie. Dan 1.4.2 Hy moedig sy werkers aan om kreatief te wees en om nuwe maniere te ondersoek om dinge te doen. So hierdie gedeelte wat sê hy bied leiding vir sy werkers om kreatief te wees, hy los vir hulle spasie, dit gee vir ons dan die antwoord dat dit die leierskapteorie is, leiers en volgelinge. Onthou, jy is daar om 'n goeie leier te wees en dit lei tot goeie werkers of volgelinge. Dan gaan ons kyk na die volgende onderwerp, die faktore, dit is sekuriteite, en die faktore wat in ag geneem moet word tydens jou keuse oor 'n tipe belegging. So jy gaan kyk eerstens na die opbrengs van die belegging, aan die ander wat kry ek terug? Ek belê 'n sekere hoeveelheid geld, wat gaan ek kry? Wat gaan ek terugkry? Dan moet ons kyk na die risiko, met ander woorde, hoe maklik is dit vir my om my geld te verloor? Die beleggingsperiode, is dit korttermyn, medium of langtermyn, en dan ook, is dit dalk vas of nie. Ons kyk ook na die inflasiekoers. Nou die inflasiekoers en die belasting gaan natuurlik my opbrengs op belegging affekteer. So, hoe hoër my opbrengs van belegging is, dis baie goed, die persentasie byvoorbeeld, maar goeie soos inflasie en belasting speel ook 'n rol. Ek wil natuurlik ietsie hê wat vir my meer gee as wat die huidige inflasie koers is. So, die opbrengs moet groter wees as die huidige inflasie, en daar kan ons sien, ons kan byvoorbeeld in goud of minerale belê. Inflasie speel ook 'n rol, dat mense het minder geld om te belê, en dan as ons kyk na belasting moet afgetrek word van ons opbrengste. So, ek kry 'n sekere hoeveelheid geld terug, maar dan gaan nou eers belasting weggevat word. So, ons moet kyk na daai netto balans aan die einde. En dan laastens het ons likwiditeit. So, met vraestel 1 het ek jou herinner, dat ons het likwiditeit, in vraestel 2, en om gelikwideer te word, is in vraestel 1. Gelikwideer is wanneer jou besigheid van kant gemaak word, jy verkoop al jou bates, en dit is dan onder ons besigheidsstrategie. Dit is een van jou defensiewe strategieë. Likwiditeit aan die ander kant is onder beleggings, sekuriteite, en dit is hoe vinnig kan ek my geld of my belegging weer omsit in geld. Hoe vinnig het ek toegang tot daai geld as ek dit nodig het. Dan het ons tipe beleggings. Eerstens het ons 'n stokvel, so dis waar 'n groep mense hulle geld saamsit en hulle maak dan beurte om te onttrek. Ons het bestuurde portefeulje waar iemand in beheer is van my portefeulje en hulle skuif my geld rond.
Ons het 'n 32 dae kennisgewing, rekening waar ek my geld belê en as ek dit sou wou kry, moet ek 32 dae kennis gee. Skuldbriewe is wanneer ek geld leen vir 'n publieke maatskappy. So hierdie is net van toepassing op publieke maatskappye en hulle leen dan geld by die publiek in plaas daarvan dat jy aandele koop, leen jy vir hulle geld en jy word gekrediteer. Dan het ons die besigheidsonderneming of waagkapitaal, waar ek dan natuurlik inkoop in 'n besigheid en ek is dan deel van die eienaars. En dan laastens het ons uitkeer of lewenspolisse. Dit is waar ek natuurlik my geld belê vir wanneer ek eendag aftree of indien ek sou afsterf of wanneer ek gaan afsterf. Dan die forme van beleggings. Ons het eerstens die Suid-Afrikaanse kleinhandel-spaareffekte. Dit is waar jy belê in die Suid-Afrikaanse spaareffekte. En ons het gesê, een van die groot nadele wat jy moet onthou, sê 'n groot nadeel nie, maar een van die nadele wat jy moet onthou, is dat 'n minimum van R500 moet belê word. Dit is 'n nadeel. So maak seker in jou notas, jou handboek, wat ook al bron jy gebruik, dat dit sê R500 en nie R1000 nie. Daai bedrag het afgekom en R1000 sal nie meer reggemerk word nie. Dan het ons effekte trusts, waar jy jou geld belê en daai geld word dan in 'n trust belê, waar jy opbrengste kry. Dit is ook redelik maklik om jou geld te kry. Ons het 'n vaste deposito, waar ek my geld gaan vasbelê vir 'n sekere periode van tyd. En een van die nadele is dat ek nie maklik toegang het tot my geld nie. As ek my geld vroeg onttrek, gaan ek natuurlik boetes betaal. En dan het ons aandele. Aandele is natuurlik wanneer ek nou aandele koop in 'n publieke maatskappy of as ek aandele in 'n privaat maatskappy het, dan gaan ek natuurlik dividende kry. As ons kyk na die verskillende tipes aandele wat ons het, eerstens het ons gewone aandele. Hierdie is die aandele wat laaste hulle dividende gaan ontvang, maar hulle is ook die aandeelhouers wat stemreg het op algemene jaarvergaderings. Ons het dan ons voorkeur aandele en hy word dan verder opgebreek in 4 ander. Ons het eers ons deelnemend en nie deelnemend, ons het ons cumulatief en nie cumulatief, aflosbaar en nie aflosbaar en dan omskepbare en nie omskepbare nie. Dan het ons bonusaandele waar ons vir mense aandele gee in plaas van dividende en dan het ons stigtersaandele wat natuurlik gaan vir die mense wat die besigheid begin het. As ons kyk na ons beleggingskonsepte, ons het eerstens skuldbriewe, ons het reeds gesê, dit is waar ek vir die publieke maatskappy geld leen en ek word gekrediteer. Dan het ons die term dividende. Dit is natuurlik wat ek ontvang, dis my opbrengste van aandele. So dit is jou wins per aandeel wat jy besit. Kapitaalwins is dan nou die geld wat jy kry omdat jy deel is van 'n besigheid se eienaars en dan eenvoudige belastingrente en saamgestelde rente. So met eenvoudige belastingrente bly die oorspronklike bedrag dieselfde. So as ons die rente uitwerk, word dit elke keer uitgewerk op die oorspronklike bedrag, waar met saamgestelde rente word dit uitgewerk die oorspronklike bedrag plus die rente. So daai hoeveelheid geld word elke keer meer. As ons kyk na 'n paar eksamenvrae, 2.1 lees die scenario hieronder en beantwoord die vraag wat volg. Groen Logistieke is in die proses om hulle surplusfondse te belê. Hulle het beleggingsperiode en 'n moontlike risiko in die verskillende beleggingsopsies oorweeg. GL het ook waagkapitaal as die beste beleggingsgeleentheid geïdentifiseer om hulle besigheid uit te brei. Noem 2 faktore wat GL in ag geneem het toe hulle die beleggingsbesluit in die scenario hierbo geneem het. En dan ons antwoord is natuurlik, hulle het gekyk na die beleggingsperiode, daarso, en dan hulle het gekyk na die risiko. En dis 1 punt elk. Dan nommer 2.2, identifiseer die tipe aandele wat Miller Traders in elke verklaring hieronder besit. Die vraagie, die eienaar J. Miller het hierdie aandele ontvang as vergoeding vir onbetaalde dividende. Met ander woorde, ons kyk nou na hy ontvang aandele, so ek het nie my dividende gekry nie, ek het wel nog aandele in die besigheid gekry en dit sê vir ons dit is bonus aandele.
2.2.2 Sommige van hulle aandele het dividende ontvang ongeag die wins wat gemaak is en dit is natuurlik voorkeur aandele. So voorkeur aandele weer eens hy is opgedeel in 'n paar ander opsies ook, maar jy gaan hoofsaaklik moet sê voorkeur aandele. 2.3 Lees die scenario hieronder en beantwoord die vraag wat volg. Lungi, die eienaar van RR, wil R40.000 vir 2 jaar in 'n vaste deposito belê. Fraser Bank het haar 12% saamgestelde rente gegee. So ek wil net vir julle hierso uithaal, dis per jaar. En dan Beursbank het vir haar 12% eenvoudige rente aangebied. Vraag 2.3.1 Bereken die bedrag wat Lungi na 2 jaar sal ontvang as hy by Fraser Bank belê. So ietsie wat ek noodwendig sal doen, is ek sal my komponente vat van my formule en dan gaan skryf. Watter inligting word vir my gegee? So P verteenwoordig natuurlik ons oorspronklike bedrag en hier sê hulle vir ons dit is R40.000. So voordat ek gaan begin met my som, gaan ek basies net dit skryf. P is gelyk aan 40%. Dan die volgende element van my formule is natuurlik die rente wat ek gaan ontvang en ons weet dit is 12%, maar onthou, jy moet dit omsit in 'n desimaal, so jy moet hom deel met 100 en dit gee dan vir jou 0.12. En dan die tyd is natuurlik 2 jaar wat hulle hier vir jou gesê het. So dan, as ek klaar dit neergeskryf het, dan sal ek oorgaan en ek gaan my formule skryf. So Fraser Bank, net om teruggegaan en vir te wys, Fraser Bank het vir haar saamgestelde rente gegee, so jy gaan die formule vir saamgestelde rente neerskryf, en dit is dan nou natuurlik die oorspronklike bedrag, maal 1 plus die rente, vir die mag die hoeveelheid jaar, en dan, omdat hulle wil weet wat is die rente wat sy gaan ontvang, gaan ek die oorspronklike bedrag weer aftrek. So as jy die formule neergeskryf het, dan gaan jy begin invervang. P is 40.000 maal 1 plus, ons rente het ons gesê ons gebruik die desimaal, so dis 0.12 en dit is tot die mag ons tydperk wat 2 jaar is, en dan natuurlik, omdat soos ek sê, ons wil weet hoeveel rente. Die vraag het gevra, bereken die rente wat Lungi gaan ontvang. So ons wil nie weet wat is die totale bedrag aan die einde nie, ons wil net weet wat gaan sy ontvang bo op haar oorspronklike bedrag. So dit is hoekom ons dan dit weer gaan aftrek. So dan gaan ons net dit verwerk en dan is dit op die einde van die dag, as ons daai gedeelte uitwerk, eerste 40.000 maal 1.12, onthou ons daai twee nou saamgetel, tot die mag 2 gee dit vir ons 50.176 en dan trek ons oorspronklike bedrag af om vir ons dan die rente te kry. So na 2 jaar gaan Lungi R10.176 se rente ontvang. 2.4 Beskryf kortliks die positiewe impak van die regering of van die Suid-Afrikaanse kleinhandelspaar-effekte. So ons kyk nou na die positiewe impak. Eerstens, gewaarborgde opbrengste word vir jou gegee. Daar gaan nie maande wees wat jy niks gaan kry nie. Die rentekoers is markverband en dit is om mense aan te moedig om daar te belê. Die rente van dit word 2 keer per jaar uitbetaal natuurlik. Belegging is maklik toeganklik, met ander woorde die likwiditeit is goed, aangesien die kontant 2 keer 'n jaar uitbetaal. Dit is ook 'n lae risiko, want jy is redelik seker dat daai geld gaan groei. Dit gaan nie wees dat die geld die maatskappy byvoorbeeld sleg doen en ek dan al my geld verloor nie. Dit is 'n bekostigbare tipe belegging. Onthou, soos ek vir jou gesê het, dit bly ook wel een van die nadele dat jy wel 'n minimum van R500 moet belê, want vir sekere groepe mense in Suid-Afrika is R500 per maand nog steeds baie geld. Dan gaan ons net aan. Kleinhandels-effekte word maklik of gerieflik elektronies by enige poskantoor verkry. Geen heffings of kostes of kommissies betaalbaar op enige tipe belegging nie. Die rente is gewoonlik hoër as dit van 'n vaste deposito, so dit is nogal 'n groot voordeel. Vaste deposito se rente wat jy kry is baie laag. Die kleinhandelseffekte word
op die kapitaal-effekte-markte op die JSE genoteer. So, as jy wil weet waar kan ek dit kry, jy gaan na die JSE toe. En dan beleggers jonger as 18 kan belê met die hulp van 'n wettige voog. So jy moet 18 wees om te kan belê, maar hulle kan in jou naam, namens jou dan dit aankoop. As ons dan kyk, oorgaan na beleggingsversekering, sal jy sien ons het nie verpligte versekering en verpligte versekering. Met nie verpligte versekering is dit natuurlik, ons hoef dit nie uit te neem nie, en met verpligte versekering moet ons natuurlik dit uitneem. As ons kyk na ons verpligte versekering, het ons natuurlik dan ons werkloosheidsversekeringsfonds, en as ons kyk na nie verplig, dit is gewoonlik ons lewensversekering en dan ons korttermynversekering. As ons kyk na versekeringskonsepte, ons het die konsep van oorversekering, met ander woorde, ek verseker my bate vir meer as die markwaarde, en dan het ek onderversekering, waar ek dit verseker vir onder die markwaarde. Wanneer ek iets onderverseker, en daar is dan skade, as hulle moet uitwerk hoeveel ek gaan terugkry, gebruik hulle die gemiddelde klousule, en daar is 'n formule wat hulle dan gebruik om uit te werk wat se gedeelte van die skuld gaan uitbetaal word. So hierso is die formule, so hulle vat die versekerde bedrag, met ander woorde die bedrag wat jy dit voor verseker het, hulle deel dit deur die waarde, met ander woorde die markwaarde van daai bate, en dan maal jy dit met die bedrag van die skade. So dit gaan dan vir hulle sê, wat se gedeelte van die skade hulle aan jou kan uitbetaal. As ons kyk na die herinbesitstelling, hierdie is wanneer ons 'n bate oorverseker. Met ander woorde, ek het hom verseker vir meer as die markwaarde. As daar dan skade gaan wees, dan gaan hulle my in 'n posisie sit wat dieselfde is as voor die skade. So as jy kyk na hierdie prentjie byvoorbeeld, as ek my voertuig oorverseker het en ek kom in 'n ongeluk, na die tyd as hulle my uitbetaal het, dan gaan ek in presies dieselfde posisie. Dit is nie 'n beter kar nie, so ek beweeg nie van 'n klein karretjie na ewe skielik 'n baie groot dierkar nie. Hierdie twee karre se waarde gaan dieselfde wees. So ek moet in presies dieselfde posisie wees as voor die skade. En dan as ons kyk na 'n bybetaling, hierdie is 'n bedrag wat ons besluit wanneer ek my versekering uitneem. Is dit 'n bedrag wat ek gaan betaal addisioneel voordat hulle my eis gaan prosesseer. En gewoonlik doen ons hierdie om ons maandelikse premie te verlaag. So wanneer ek my versekering uitneem en ek kan nie daai premie maandeliks bekostig nie, kan ek aanvra vir 'n bybetaling, en hoe groter die bybetaling is, hoe laer gaan my maandelikse premie wees. Dit beteken wel dat wanneer daar skade is aan 'n voertuig, of as daar skade is, dan gaan ek eers daai bedrag moet betaal voordat hulle my eis prosesseer. Natuurlik, as jy baie groot bybetaling het, gaan jy dalk dan later vir jou 'n probleem veroorsaak. As ons kyk na die beginsels van versekering, eerstens het ons die skadeloosheidsstelling of indemnifikasie. Hierdie is waar ek sê, ek vat my verantwoordelikheid en ek gee dit oor aan iemand anders. Met ander woorde, ek vat nie meer verantwoordelikheid nie. So ek as die versekerde, ek gee my verantwoordelikheid oor aan die versekeringsmaatskappy. Dan het ons die sekuriteitsstelling. Hierdie is, ek weet dat as iets sou gebeur, of wanneer iets sou gebeur, dan weet ek gaan definitief geld terugkry. Die uiterste goedere trou is dat wanneer ons in hierdie ooreenkoms gaan tussen die versekeraar en die versekerde, dat ek as die versekerde gaan oop en eerlik wees. So kom ons sê, hulle vra jou byvoorbeeld, waar parkeer jy jou kar elke aand, dat jy gaan eerlik wees en sê, my kar word buite in die straat parkeer, en jy nie noodwendig vir hulle gaan jok en sê, my kar word in die garage toe gesluit in die aand nie. En dan versekerbare belang is ek moet kan bewys dat ek gaan 'n finansiële verlies ly sonder daai bate. As ek my kar afgeskryf word, dan gaan ek in 'n finansiële verlies ly as gevolg van dit. Dan die tipes verpligte versekering, ek het nou vir jou genoem van die werkloosheidsversekeringsfonds. Dit is wanneer ek natuurlik my werk verloor, of as ek as gevolg van ander omstandighede nie my volle salaris gaan ontvang nie. Dan het ons die padongeluksfonds, en dan het ons ook die vergoeding vir beroepsbeserings en siektes. Nou, ek wil jou net seker maak, jy kyk,
Hierso sit hulle vir jou COIDA. Nou hierdie is gekoppel aan die wet op vergoeding vir beserings binne in die werksplek, maar wees versigtig dat jy nie hier per ongeluk skryf die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes nie. Dit is wel so in 'n paar van die bronne, maar jy moet skryf hierdie is die vergoedingsfonds. So wanneer hulle jou vra, sal ek aanbeveel dat jy eerder skryf die vergoedingsfonds, want hulle vra vir die versekering, hulle vra nie vir die wet nie. So wees versigtig wanneer jy leer. Dan die verpligte versekering, as ons spesifiek kyk na die werkloosheidsversekeringsfonds, heb jy gesê, daar is 'n paar geleenthede waar jy nie noodwendig jou volle salaris gaan kry nie, en dan kan jy nog steeds eis van hierdie fonds. Die eerste ene is jou siektes of ongeskiktheidsvoordeel. Dit is wanneer ek nie kan werk nie as gevolg van siekte, ek kan eis. Ons het ons aannemingsvoordele wanneer ek 'n kind aanneem. Ons het ook ons voordele vir afhanklikes. Sou ek afsterf, kan my gesin en my kinders daarvan eis. Kraamvoordele, nie alle werkgewers gaan jou salaris of jou volle salaris betaal nie. Ek kan eis. Dan my werkloosheidsvoordele, natuurlik soos wat die fonds benoem is, en dan het ek ook my tersefonds. So hierdie is gewoonlik, as daar finansiële moeilikheid is, en 'n besigheid kan nie die werkers hulle volle salaris betaal nie, dan kan die maatskappy of die besigheid eis van die tersefonds. Dit het ons wel gesien tydens COVID. As ons kyk na eksamenvrae, 3.1, noem enige 4 voorbeelde van langtermynversekering. So ons het aftreeanniteite, lewensversekering, pensioenfonds en voorsorgfonds, begrafenisversekering en dan gesondheidsversekering of mediese versekering. Daai versekering moet opskuif hiernatoe. So daar's nie 'n punt nie, dis mediese versekering. Wat ek wel wil sê is, maak seker dat jy skryf lewensversekering. Moenie hierso skryf mediese fonds byvoorbeeld nie. Maak seker dat jy skryf versekering. As ons kyk na 'n scenario, 3.2, Olivier se juweliersware. Gedurende die naweek het iemand by OJ ingebreek en die meeste van hulle kosbare juweliersware gesteel. Die eienaar het premies aan ADCO versekeraars betaal om hulle te dek vir enige verlies op kort termyn. Megan, die eienaar van OJ, moes 'n oortollige bedrag betaal om die eis te vereffen. Dan vra hulle vir ons, 3.2.1, identifiseer die beginsel van versekering wat OJ van toepassing is en motiveer deur aan te haal uit die scenario. So ons antwoord is dan 'n skadeloosheidsstelling of indemnifikasie, so sy het natuurlik daai verantwoordelikheid oorgeskuif na die versekeringsmaatskappy. So ons kry 2 punte. En dan die scenario, dan 3.3, die bestuur van Andeniso Modehuis wil hulle voorraad verseker teen brand, veranderinge in die mode en diefstal. Hulle het navorsing gedoen om versekerbare risiko's en verstaan die belangrikheid van versekering. 3.3.1 noem 2 versekerbare risiko's vanuit die scenario. So onthou daar's 'n paar goeders wat versekeringsmaatskappye sê, ons gaan nie eis nie, want ons kan nie 'n waarde noodwendig daaraan sit nie. So hulle vra wat kan wel verseker word en wat kan nie. So ons kyk na versekerbare risiko's, met ander woorde, wat sal deur die versekeringsmaatskappye gedek word. En die eerste een is natuurlik dan 'n brand en diefstal. 3.4 bespreek die werkloosheidsversekeringsfonds as 'n soort verpligte versekering. So hierdie fonds voorsien dan vir ons korttermynvoordele. Dit is nie noodwendig iets wat jy vir 'n lang periode van tyd kan doen nie, want dit is 'n fonds. So elke keer wat jy vanuit die fonds trek, hoe minder geld is daar en iewers gaan jy definitief die fonds opgebruik. So dit is vir korttermyn indien 'n werker sonder werk sit. Dit verskaf finansiële bystand vir 'n beperkte tydperk vir afhanklikes van 'n afgestorwe werker, met ander woorde wanneer jy gesterf het, gaan jou familie dan vir 'n sekere hoeveelheid tyd kan eis. Maar weer eens, hoe meer hulle gebruik, hoe minder geld gaan daar oorbly. Besighede dra 1% van die persoon se loon of salaris by en dan die werknemer dra ook 1% by. So in totaal gaan ons albei saam, die werkgewer en werknemer, 'n totaal van 2% per maand van my salaris in hierdie fonds inbetaal.
Besighede se werkloosheidsfonds bydra verhoog die bedrag wat aan werknemers oorbetaal word wanneer hulle dan sonder 'n salaris sit. Dan alle werkers wat ten minste 24 uur per maand vir jou werk, moet geregistreer word. Werknemers wat werkloos word, moet by die departement van arbeid geregistreer word. So jy moet ingaan en vir hulle sê dat ek is nou werkloos en dan gaan jy kan begin eis. Dis bekostigbare bydraes wat dit vir besighede moontlik maak om afloswerkers in sommige gevalle in diens te neem. En dan besighede kan nie verantwoordelik gehou word vir die werkloosheidsdekking nie, aangesien dit direk aan die bydraes van die afhanklikes van afgestorwe bydraers uitbetaal. En dan laaste bietjie, werkgewers sal persoonlik aanspreeklik gehou word vir die werkloosheidsdekking indien dit nie betyds gemaak word nie. So jy as 'n werkgewer, jy moet seker maak dat jy daai bedrag betyds inbetaal. Werknemers wat bedank of wegloop of wanneer hulle werk afgedank word, met ander woorde as gevolg van slegte werk, het die werk vir jou gesê, jy werk nie meer hier nie, jy gaan dan ongelukkig nie kan eis nie. As ons dan oorgaan na die volgende onderwerp, dis vorme van eienaarskap. Ons kyk na alleenhandelaars of eenmanssaak, vennootskappe, maatskappye met persoonlike aanspreeklikheid, publieke maatskappye, staatsbeheerde maatskappye en dan koöperasies. Onthou, ons kyk glad nie meer na beslote korporasies nie, want hulle kan nie meer registreer nie. As ons dan kyk, jy moet vir elke een kan sê wat is die eienskappe, voordele en nadele van daai ondernemingsvorme. Jy moet ook kyk wat is die verskil tussen hulle. Hulle kan jou ook vra wat maak een vorm van eienaarskap beter as 'n ander. Dan gaan jy die een se voordele vergelyk met die ander een se nadele. En dan in graad 12 het ons bygesit die kriteria vir sukses of mislukking. So die 5 kriteria waarna ons kyk, die eerste een is belasting. Afhangende van die vorm van eienaarskap gaan die belasting dalk nie eenmalig nie, maar net een belasting wees, so byvoorbeeld persoonlike inkomstebelasting, van die ander gaan dit wees dat daar persoonlike inkomstebelasting sowel as maatskappybelasting is. Met kapitaal kyk ons na die hoeveelheid mense wat bydra tot die kapitaal en dan met bestuur kyk ons na wie gaan die besigheid bestuur. Is dit die eenmanssaak se eienaar of die vennote of is dit 'n raad van direkteure wat gekwalifiseerde mense is? Dan kyk ons ook na hoe die wins verdeel word. Natuurlik, hoe minder mense daar betrokke is, hoe meer wins kry elkeen en hoe meer is dit vir hulle 'n motivering om harder te werk om dan meer wins te verdien. En dan laastens het ons wetgewing. So hier kyk ons na kontinuïteit, ons kyk na aanspreeklikheid, is dit beperk of onbeperkte aanspreeklikheid. Ons kyk ook na die registrasie en die kostes van registrasie. En dan laastens ook die arbeidswette. As ons kyk na eksamenvrae 4.1, lees die scenario hieronder en beantwoord die vraag wat volg. Blue Tick Beleggings, BTB. BTB is 'n maatskappy wat geregistreer is om sy aandele en effekte aan belanghebbendes aan te bied. Hulle stel hulle aandele beskikbaar deur die Johannesburgse effekte beurs. 4.1.1 Identifiseer die ondernemingsvorm wat van toepassing is op BTB en motiveer deur aan te haal vanuit die scenario. So ons het eerstens, dit is 'n publieke of openbare maatskappy en die raad wat hier vir ons gegee word is die feit dat ons dit op die JEB kan kry. Die motivering is dan, soos ek sê, dat hulle dit op die JEB kan aankoop. 4.2 Adviseer besighede oor die verdeling van winste of hoe die verdeling van winste kan bydra tot die sukses of die mislukking van die openbare maatskappy. So nou gaan ons kyk na openbare maatskappy en jy kan nou skryf sukses en mislukking of net sukses of net mislukking. Jy hoef nie noodwendig altyd te doen nie, maar maak seker wanneer jy jou vraestel lees en wanneer jy kan begin beantwoord, dat jy dit dalk onderstreep of highlight op jou vraestel om seker te maak jy beantwoord reg. As ons kyk na die sukses en in terme van verdeling van wins, hoë winste en goeie opbrengste aan aandeelhouers dui op die sukses van die maatskappy wat die waarde van aandele
verhoog. So ons 2 punte aan die einde. Winste wat gegenereer word, kan herbelê word om die sakebedrywighede uit te brei. Met ander woorde, ons kan 'n sekere hoeveelheid van daai winste hou, en dan kan ons die besigheid uitbrei, terwyl ons nog steeds van dit uitgee vir dividende. Aandeelhouers ontvang winste volgens die tipe en getal van hulle aandele. So onthou, met die aandele het ons nou net gesê, ons gekyk het na sekuriteite, daar's gewone aandele, voorkeur aandele, bonus aandele, en dan die los een. As ons kyk na die mislukking, het ons aandeelhouers, ek kan hulle aandele verkoop, as die dividende te laag is. As ons nie gelukkig is nie, kan ons daarvan ontslae raak, en hoe meer mense hulle aandele gaan begin verkoop, hoe meer verlaag die prys van daai aandele en die waarde van die maatskappy. Dividende word nie altyd uitbetaal nie, wat mense dan ontmoedig om daar te belê. Ek gaan nie iewers belê as ek nie iets gaan terugkeer nie. Die ander tipe aandele is stigtersaandele. Dan as ons kyk na aanbiedings, het ons gesien, ons gaan eers kyk wat moet ons doen in voorbereiding van my aanbieding. So hier gaan ek seker maak, ek kry my inligting, ek weet wie's my gehoor, ek maak my multimedia aanbieding, of ek sit my uitdeelstuk bymekaar, ek moet seker maak ek het 'n inleiding, 'n liggaam en 'n slot, so dis alles voor die tyd. Dan, wat moet ek doen tydens my aanbieding? Ek moet seker maak dat ek die gehoor aanspreek, ek moet seker maak dat ek oogkontak maak met almal, dat ek nie stil staan nie, maar dat ek wel die vloer gebruik, dat ek weet wat gaan aan binne in my skyfies en dat ek goed voorbereid is. Dan, na die tyd, moet ek weet hoe om op 'n nie aggressiewe manier te reageer en vrae te beantwoord. Hierso kyk ons nog ietjies soos luister eers, maak seker jy verstaan die vraag voordat jy reageer, wees professioneel, beantwoord die vraag en nie noodwendig die persoon nie, moenie in 'n debat betrokke raak met die persoon nie, sê eerder vir die persoon, ons kan verder op 'n latere stadium verder daaroor praat, en dan laastens kyk ons na, hoe kan ek my aanbieding verbeter? So na die tyd, gaan ek weer terug en ek gaan kyk na my aanbieding, die fisiese aanbieding, en hoe kan ek dit verbeter vir 'n volgende keer. Dan, baie belangrik, die aspekte wat ek moet agneem vir 'n multimedia aanbieding. Met ander woorde, ons kyk hier spesifiek na goeie soos jou interaktiewe witborde en ons kyk na PowerPoint. So ek moet seker maak dat my teks en my opskrifte daar is, sodat mense weet waarmee is ek besig. Gebruik leesbare lettertipe en grootte. Afhangende van die grootte van my saal, gaan daar dalk mense baie ver sit, en as my lettertipe te klein is, gaan hulle kan lees nie, of as dit 'n font is wat moeilik lees, gaan hulle dit nie kan lees nie. Ek moet die regte agtergrond kies, so die kleur van my woorde teenoor die kleur van my agtergrond moet reg wees. Ek moet grafika insluit, so hierdie is tabelle, diagramme, prentjies, illustrasies, al daai goeders maak my multimedia voorlegging beter. Hou my skyfies en my grafieke, my prente eenvoudig. Dit help nie 'n mens sit te veel goeders op jou skyfies nie, want dan raak dit aandag afleibaar. Begin met die teks wat die basis van die aanbieding vorm. So sit eers jou teks in, en dan kan jy begin prentjies daarby sit wat van toepassing is. Dan, baie belangrik, ek het gesien daar is baie leerders wat die mekaar raak. Eerstens wil ons kyk na nie-verbale aanbiedings. So moenie die mekaar raak tussen nie-verbale aanbiedings en dan ons visuele hulpmiddels nie. So daar's visuele hulpmiddels en dan het ons net teruggaan en dan het ons nie-verbale aanbiedingsmetodes. So eerstens, ek kan baie inligting vir jou deurgee op 'n tabel, grafieke, diagramme, illustrasies, geskrewe, verslae, blaaikaarte, uitdeelstukke en skyfie vertonings. Nou ja, baie van hierdie is ooreenstemmend met die volgende skyfie, maar maak seker jy leer jou opskrifte. En nie sê ek ook weer, asseblief maak seker dat jy nie mekaar raak met daai twee nie. As ons dan kyk na ons visuele hulpmiddels, hierso kyk ons spesifiek na dataprojekte op 'n PowerPoint, ons kyk na oorhoofse projekte of transparante, uitdeelstukke, videokonferensies, blaaikaarte, interaktiewe witbord en dan plakkate. En jy moet vir elkeen van daai weet wat is hulle voordele en nadele. So ek het net hierso vir jou prentjies gesit aan die kant, sodat jy weer net 'n aanduiding het van hoe hulle lyk. Dan gaan ons kyk na eksamenvraag 5.1.
Lys enige 4 voorbeelde van nie-verbale aanbiedings. So dis nou presies daai een wat ek gesê het, nie die mekaar ook nie. Ons het natuurlik 1 punt elk, want ons is, die werkwoord was, lys. Jy moet ten minste 4 van hierdie lys ken, selfs met jou multimedia aanbieding en ons visuele hulpmiddels. Vir wanneer jy hulle moet lys, moet jy ten minste 4 ken. 5.2, lees die scenario hieronder en beantwoord die vraag wat volg. Cardia Kommunikasie. Samantha, die finansiële konsultant van Cardia Kommunikasie, het die finansiële verslag aan die belanghebbendes van die besigheid voorgelê. Sy het besluit om skyfies te gebruik wat gedurende haar aanbieding op die skerm geprojekteer word. Nou, 5.2.1, identifiseer die visuele hulpmiddel, so nie 'n nie-verbale nie, maar die visuele hulpmiddel wat Samantha in haar aanbieding gebruik het en motiveer jou antwoord deur aan te haal. Sy het dan natuurlik PowerPoint gebruik, want ons het gesê, sy het skyfies en sy het dit geprojekteer. So dis 2 punte en dan vir die motivering. Sy het besluit om skyfies gebruik te maak gedurende haar aanbieding en dit op die skerm te projekteer. 5.3. Beskryf kortliks faktore wat in ag geneem moet word wanneer daar vir 'n aanbieding voorberei word. So, dit is nou voor die tyd. So, dis nie tydens my aanbieding nie, dis wanneer ek nog my aanbieding bymekaar sit. Eerstens, beskryf wat aangebied word, moet relevant en akkuraat wees. Oorweeg die tydsraamwerk. Ek moet weet hoeveel inligting word of hoeveel tyd word vir my gegee, sodat ek kan bepaal hoeveel inligting ek kan insluit binne in my skyfies. Oefen, maak seker dat jy weet wat gaan aan binne in jou skyfies en dat jy selfversekerd is met daai inligting. Vind uit oor die plek waar jy gaan aanbied, so jy moet weet hoe gaan jou lokaal lyk, hoe groot is dit, wat se tipe tegnologie is tot jou beskikking en wat gaan jy dalk moet saambring vir jou aanbieding. Dan gaan jy jou visuele hulpmiddels skep, so hier gaan jy gebruik maak van jou PowerPoint of jy gaan jou prentjies insit ensovoorts. Dan agtergrond, wanneer jy jou voorlegging maak, moet jy weer eens kyk na jou multimedia en jy moet seker maak dat die agtergrond reg is, die lettertipe grootte, die lettertipe en die lettergreep grootte reg is. En dan weer eens, maak seker dat jy voorbereid is en dat jy weet wat is in jou skyfies en jy kan ook kyk wat se tipe vraag gaan vir jou gevra word sodat jy kan voorberei vir daai vraag. As ons kyk na eksamenvrae spesifiek, 5.4 verduidelik aspekte wat in ag geneem moet word wanneer 'n multimedia aanbieding ontwerp word. Begin met die opskrifte en die teks. So ons werkwoord is hierso verduidelik, so ons gaan gesplete punte hê. Maak seker jy gebruik die regte lettertipe, die regte agtergrond. Maak seker jy sluit 'n grafika en tabelle in. Dit maak dit net makliker vir jou gehoor. Maak seker dat jy begin met die teks en dat jy van daar af dan aanvul met prente ensovoorts. Jy moet die regte agtergrond kies. Kies beelde wat kan help om jou boodskap oor te dra. Die prentjies op jou skyfies moet van so aard wees dat hulle toevoeg tot jou PowerPoint en nie noodwendig mense se aandag aftrek of onnodig is nie. En dan voeg spesiale effekte by. Hierdie spesiale effekte is byvoorbeeld wanneer iets inskuif in die skyfie. So byvoorbeeld, ons het eers ons vraag gehad en toe het die antwoorde na die tyd ingekom. So dit kan of net iets wees wat verskyn, of dit kan natuurlik ietsie wees wat inskuif of weggaan. Dit is net weer eens om mense se aandag te trek en hulle betrokke te hou en interaktief te hou met die skyfies. So hier is nog 'n paar ander wat jy moet in aanmerking neem. Maak seker dat jy gebruik die regte lettertipes en groottes. Maak seker daar's nie taalfoute of spelfoute in jou skyfies nie. Laat iemand anders deur dit gaan en dit net vir jou deurgaan om seker te maak daar's nie onnodige foute binne in jou skyfies nie. Dan gaan ons oor na die tweede gedeelte van jou vraestel. So as ons kyk na besigheidsgeleenthede, daai gaan jou vraag 2 wees en dan die eerste gedeelte van vraag 4 en natuurlik vraag 5. As ons kyk na besigheidsrolle, dan gaan dit ons kyk spesifiek na vraag 3, die tweede gedeelte van vraag 4 en vraag 6.
So hierso gaan ons kyk na etiek en professionalisme, kreatiewe denke en probleemoplossing, sosiale verantwoordelikheid en KMV en KMI, dan menseregte, inklusiwiteit en omgewingskwessies en dan spanprestasie en konflikbestuur. So as ons begin met etiek en professionalisme, etiese gedrag is natuurlik wat van ons verwag word in die samelewing, wat deur die samelewing gesien word as goed en reg, of verkeerd en reg, en dan dit is wat ons gebruik om ons gedragskodes op te stel. Professionele gedrag maak ons dan gebruik van etiese gedrag en gedragskode, maar dit word toegepas binne in die werksplek. So dit is spesifiek tot die werk wat jy doen en die werksplek waarin jy werk. As ons kyk na 'n beginsel binne in etiek en professionalisme, het ons die King-kode. Die eerste ene is die deursigtigheid. En hier is waar die besigheid 'n verantwoordelikheid het om deursigtig te wees in dit wat hulle doen. So enige inligting, of dit nou finansiëel is en of dit inligting is oor hoe hulle mense in diens neem, al daai inligting moet deursigtig wees. Met ander woorde, wanneer iemand daarvoor vra, kan ek nie probeer inligting wegsteek of inligting probeer verander sodat dit nie so die werklikheid is nie. Dan, ek het 'n verantwoordelikheid, wanneer ek terugvoer gee, of wanneer ek besig is met iets, het ek 'n verantwoordelikheid om dit tot die beste van my vermoë te doen. So besighede het 'n verantwoordelikheid teenoor hulle gemeenskap, hulle het 'n verantwoordelikheid teenoor die omgewing, en natuurlik dan die werkers wat vir hulle werk, en dan hulle verbruikers, die mense wat hulle gebruik om vir hulle produk en diens. En dan laastens in die King-kode beginsel, het ons aanspreeklikheid. So ek moet aanspreeklikheid aanvaar vir die besluite wat ek neem. As ek 'n besluit geneem het, maak nie saak of die uitkoms goed of sleg is nie, ek moet aanvaar dat ek vat daai verantwoordelikheid op my skouers. As ons kyk na onetiese sakepraktyke, weer eens baie belangrik is dat jy gaan terugverwys na jou eksamenriglyne en dat jy gaan kyk watse terminologie word spesifiek daar gebruik. Eerstens het ons onbillike of oneerlike advertensies. Regtig belangrik dat hierdie is wanneer ek 'n advertensie plaas, dat dit wat ek adverteer is dit wat my kliënte gaan ontvang. Dan pryse van goedere in landelike gebiede. Ekskuus, hierso is 'n ekstra woorde hierin. Right? Wees daarop ingestel. Daar is nie iets anders hier nie. Dis net pryse van goedere in landelike gebiede. En dan het ons natuurlik belasting of belastingontduiking. Ek verkies belastingontduiking, maar dan sê vir my presies wat gebeur. Ek is besig om te probeer verhoed om belasting te betaal. En dan het ek net weer vir jou gesê, moet seker jy gebruik die woorde in die eksamenriglyne. So, met die pryse van goedere in landelike gebiede, is dit wanneer ons uitgaan na landelike gebiede toe, dan mag ek nie hoër pryse vra nie. So jy is afhanklik van daai klein winkels wat daar is, hulle kan nie nou onnodiglik hoër pryse vra, want hulle weet jy wil nie noodwendig ver inry dorp toe om goedkoper pryse te vra nie. Hulle pryse moet nog steeds in verband wees met wat die mark vir die algemeen vra. As ons dan kyk na onprofessionele besigheidspraktyke, maak seker wanneer jy 'n vraag sal lees, vra hulle vir oneties, onprofessionele praktyke. Die eerste ene wat ons het, onprofessioneel, is seksuele teistering. Hierdie is ongewenste aandag wat jy dan van iemand anders ontvang. Dan het ons ongemagtige gebruik van werksplekfondse en hulpbronne. Met ander woorde, ek gebruik die werk se internet om persoonlike goederes na te pors. Ek gebruik die besigheidstelefoon persoonlike oproepe te maak. En dan die misbruik van werkstyd. So ek sit by die werk, maar ek is nie besig om my werk te doen nie. Ek doen iets anders en ek verwag dat ek daarvoor betaal gaan word. As ons dan kyk na my eksamenvraag, Tornado Meubels. Tornado Meubels spesialiseer in die vervaardiging van sitkamerstelle. Hulle monitor hulle werknemers eerliks om te verseker dat take betyds voltooi word. Die bestuur laat slegs sekere werkers toe om toegang tot die bestuursbesigheidsfondse te hê en TM versterk ook die spangees onder werknemers sodat hulle verantwoordelik voel vir dit wat bereik moet word. 6.1.1 haal 2 maniere uit die scenario hierbo aan waarop TM die misbruik van werkstyd as 'n tipe onprofessionele sakepraktyk te hanteer. So eerstens
Hulle vra ons om aan te haal, met ander woorde, ek gaan nie iets identifiseer nie, maar ek gaan volledige sinne neerskryf, en dan, hulle wil kyk spesifiek na die misbruik van werkstyd. So as ons gaan kyk na jou antwoord, eerstens, hulle monitor hulle werkers uurliks om te verseker dat take betyds voltooi word, en dan TM versterk die spangees onder die werknemers sodat hulle verantwoordelik voel vir dit wat bereik moet word. Nou, hier is 'n afleier in jou sin, en die afleier is hierdie ene waar hulle sê, bestuur laat slegs sekere werkers toe om toegang tot die besigheidsfondse te hê. Hierdie sal nou natuurlik eerder pas by die ongemagtigde gebruik van werksplek, fondse en hulpbronne. So wees versigtig, want binne in jou scenario's is dit baie moontlik dat hulle vir jou 'n afleier gaan insit, wat jy gaan dink, dit is eerder die regte antwoord. Maak seker, jy kyk mooi, watse werkwoord word vir jou gegee, en wat word spesifiek gevra. Vat jou tyd om scenario's te beantwoord, daar gaan definitief afleiers wees om jou bietjie af te gooi. So maak seker, jy vat jou tyd, jy lees dit mooi noukeurig deur. 6.1.2 verduidelik ander maniere waarop TM die misbruik van werkstyd as 'n tipe onprofessionele sakepraktyk in die werksplek kan hanteer. So hierdie werkwoord sê vir ons definitief ander, met ander woorde, as ek terug gaan na die vorige skyfie toe, dan mag ek nie hierdie twee gebruik nie. So ek moet ander kolpunt skryf. Eerstens, praat direk met daardie persoon wat die werkstyd misbruik. Maak seker dat jy hulle monitor en seker maak dat hulle take voltooi. Maak werknemers daarvan bewus dat alle winste sal afneem wat dan sal lei tot minder uitbetaling van bonusse en salarisse. Die gedragskode en etiek moet duidelik wees oor wat sal met jou gebeur as jy wel gevang word, en dan die besigheid moet opleiding verskaf oor die inhoud van die gedragskode. Wanneer ons soos net terugverwys na die menslike hulpbronfunksie, tydens my induksieproses moet ek deur al die reëls en regulasies gaan, en ek moet deurlopend ook mense herinner en weer vir hulle opleiding gee oor wat is die gedragskode, wat word van hulle verwag, en dan wat is die gevolge as hulle wel die gedragskode nie nakom nie. So ek wil net hier vir jou wys, hierdie ene het ek nie gemerk nie, want hierdie ene wys dan na dit wat vir ons gegee word binne in die scenario. So monitor werkers om te verseker dat hulle take betyds voltooi word. As jy hom sou skryf, sou hulle natuurlik dit vir jou verkeerd merk en vir jou sê dat jy 'n feit herhaal vanuit die scenario. As ons dan voortgaan, die gedragskode moet deur die werknemers onderteken word, sodat hulle jy 'n bewys het dat jy dit wel met hulle deurgegaan het en dat hulle dit verstaan, en dan struktureer werksure op so 'n wyse dat die werksure dat dit buigsaam is, sodat hulle 'n geleentheid het om ander goeders te gaan doen. En dan natuurlik het ek hierdie ene vir jou in rooi gesit, want dit is dan verwys na die scenario. Die besigheid moet 'n kultuur van verantwoordelikheid skep, spangees versterk sodat alle werkers verantwoordelik kan voel vir dit wat vir hulle gegee word. So hierdie stuk werk is jou werk, jy vat verantwoordelikheid daarvoor en jy moet seker maak dat dit word voltooi. As ons dan oorgaan na die probleemoplossingsstappe toe, weer eens, maak seker jy gaan kyk wat is in jou eksamenriglyne en dat jy die nuutste notas gebruik. Die eerste een is identifiseer die probleem. Dan het ons definieer die probleem. So ek moet gaan kyk wat is die probleem en dan as ons kyk na definieer die probleem gaan oor wat is die moontlike oorsake van hierdie probleem. Identifiseer moontlike oplossings. Met ander woorde, nou gaan ek begin kyk na kreatiewe denke en ek gaan opkom met verskeie oplossings. Kies die mees geskikte alternatief. So watter ene is vir ons die beste opsie. Dan ontwikkel 'n aksieplan. Baie belangrik, in die handboek maak hulle gebruik van die woordstrategie. Jy moet aksieplan gebruik. Implementeer die voorgestelde oplossing, monitor dan die implementering daarvan en dan evalueer die geïmplementeerde oplossing om te kyk, het dit gewerk of het dit nie gewerk nie. So ek het net vir jou hier ingesit. In die handboek word daarvan strategie gebruik, die woordstrategie gebruik, jy gaan dit nie aanvaar nie. Soos ek vir jou gesê het, jy moet die woord aksieplan gebruik.
Dan probleemoplossingstegnieke, die verskillende tegnieke wat ons wel het. Die eerste ene is Delphi, en met die Delphi het ons die kundiges, so ek het 'n vraelys wat ek opstel, gebaseer op die probleem wat ek ervaar. Ek stuur daai vraelys uit vir my kundiges. Baie belangrik, clue wat hulle gewoonlik vir jou gee, is deur te sê dat die mense nie gesig tot gesig ontmoet nie, of hulle weet nie wie die ander is nie, hulle is nie in dieselfde plek nie. Dit gee vir ons baie keer 'n aanduiding dat hulle praat van die Delphi tegniek. So ek stuur daai vraelys vir hulle uit, hulle beantwoord dit word teruggestuur, ons gaan dit opsom en ons gaan dit prosesseer. 'n Tweede vraelys gaan opgestel word en weer uitgestuur word, en daai proses gaan dan herhaal word totdat al die kundiges tot 'n konsensus kom. Die tweede ene wat ons het, kragveldanalyse. Hierdie word gebruik tydens ons besluitnemingsstap. So ek gaan kyk, wat is my oplossing? Wat wil ek bereik met hierdie oplossing? Ek kyk na die kragte vir, so die kragte wat positief is vir daai spesifieke oplossing, die kragte teen, met ander woorde die kragte wat teen dit is, die negatiewe, die nadele daarvan, en dan gaan ek vir elke een, aan elke kant gaan ek 'n punt gee. So daai punt is uit 5 uit. So ek gaan elke krag evalueer tussen 1 en 5, en dan gaan ek aan die einde gaan ek hulle optel en dan gaan ek hulle opweeg met mekaar. En wat ook al kan die meeste weeg, gaan ek of dan daai oplossing implementeer, of ek gaan nie daai oplossing implementeer nie. Dan as ons kyk na 'n dinkskrim en nominale groep tegniek, is hulle baie dieselfde, maar daar is 'n paar verskille. Met 'n dinkskrim het ek 'n groot groep mense wat saam sit en hulle bespreek die probleem en hulle bespreek openlik verskeie oplossings. En die groot idee daarvan is dat as ek iets sê, dan kan iemand anders bou op my idee, en vanuit daai idee gaan er nog idees vloei. En dan as ons kyk na die nominale groep tegniek, is dit, ek vat my groot groep en ek verdeel hulle in kleiner groepies, en dan in daai groepies gaan hulle in stilte sit, en ek gaan my oplossings neerskryf, en so gaan almal hulle oplossings neerskryf, en dan gaan ons een vir een kans kry om ons oplossing voor te stel en bietjie uit te brei daarvan. Dit gaan op 'n bord geskryf word en dan gaan ons stem. So met al twee, beide dinkskrim en nominaal, gaan dit geskryf word en ons gaan stem. Die groot verskil kom met by die dinkskrim is 'n groot groep mense en almal praat en dis openlik. Met nominale groep tegniek breek ons op in kleiner groepe en ons skryf dit dus neer. So dis bietjie meer gekontroleerd. As ons dan kyk na eksamenvrae, 7.2 noem 2 stappe in die probleemoplossing proses. Die eerste ene is identifiseer die probleem, definieer die probleem en dan identifiseer moontlike oplossings. Kies jou mees geskikte alternatief, ontwikkel 'n aksieplan, implementeer dit en dan gaan jy die implementasie daarvan monitor en dan gaan jy ook evalueer om te kyk of die probleem opgelos is of nie. Dan 7.2 het ons 'n scenario vraag. Jason Ondernemings ervaar afname in verkope in een van hulle produklyne. JO het hulle werknemers versoek om in stilte idees op hulle eie te genereer voordat hulle dit met die ander deel. Identifiseer die probleemoplossingstegniek wat JO in die scenario hierbo toegepas het. So hulle gee vir ons 'n clue hierso. Hulle sê dit gebeur in stilte. Ons werkwoord is natuurlik identifiseer, so ons gaan net skryf nominale groep tegniek. Maak seker dat jy die volledige naam uitskryf en nie net skryf nominale of groep tegniek nie. Maak seker jy skryf dit volledig uit. 7.2.2 verduidelik ander maniere waarop jy oor die probleemoplossingstegniek wat in vraag 7.2.1 geïdentifiseer is, kan toepas. Nou weer eens, ons sien die woord ander hierso. Met ander woorde, ons moet terugverwys na die scenario om te sien wat het hulle gebruik en ons gaan nie daai spesifieke bullet kan herhaal nie. So, ek het hom vir jou hier nou in rooi gesit. Moedig die groep aan om die probleem duidelik te definieer, om die kwaliteit van hulle produk te verbeter as gevolg van verskeie klagtes, sodat die klein groep almal weet presies wat is die probleem.
verdeel daai groep dan in kleiner groepe en dan die sinnetjie wat gebruik is in ons scenario is dat hulle stil moet idees genereer en dit gaan moet neerskryf. So, as jy hierdie bullet sou neerskryf, gaan dan ongelukkig vir jou verkeerd merk. Elke werknemer in die klein groep het die geleentheid om dan hulle idees voor te lees en bietjie daaroor te vertel. En dan word al die idees word op 'n witbord geskryf, waarna dit mense gaan vir dit 'n punt gee of ons gaan kies watter van daai is die beste. Baie belangrik met beide die nominale en die groeptegniek is dat ons nie gaan kritiseer nie. So ons gaan nie sê iemand se idee is nie 'n goeie idee nie, of ons gaan nie vir hulle daar uitlig hoekom daai idee nie gaan werk nie, want ons wil hê mense moet opkom met idees. Al is al die idees nie noodwendig idees wat ons kan gebruik nie, daai idee gaan dalk lei tot iets anders, selfs al is dit 'n nominale groeptegniek. So ons gaan seker maak dat ons nie kritiseer nie, dat ons mense aanmoedig om op te kom met idees, dan gaan ons vir die idees 'n punt gee en ons gaan dan die beste een kies. Dan 7.3, bespreek die voordele van kreatiewe denke in die werksplek. So die voordele daarvan, ons kom op met beter idees en beter oplossings. Ons kan redelike komplekse probleme oplos binne in die besigheid. Dit kan lei tot 'n verhoging in produktiwiteit. Wees versigtig, jy kan nie net skryf lei tot 'n toename in produktiwiteit nie, want daai sin kan amper in enigiets in besigheids gebruik word. Jy gaan moet uitbrei om te sê dat daar verskeie idees gegenereer word oor hoe ons meer effektief kan werk of hoe ons meer doeltreffend kan werk. So wees versigtig om daai bullet net so kort af te sny vir hoë produktiwiteit. Jy gaan heel moontlik glad nie punte daarvoor kry nie. Bestuurders of werknemers het meer selfvertroue, want jy kan jou volle potensiaal bereik. Dit lei tot beter leiers, wat baie meer positief en kreatief is. En dan bestuurders en werknemers kan heeltemal nuwe siening ontwikkel wat op die take, wat hulle kan toepas op hulle take. As ons kyk net na nog van die bullets, dit lei tot 'n baie beter houding binne in my besigheid. Werkers voel dat hulle het die geleentheid om hulle kreatiwiteit uit te beeld, en dit help om die moraal van die besigheid te lig. Hoe meer kreatief ons dink, hoe meer is ons ook positief binne in die besigheid. So daar's net vir jou 'n paar ander opsies vir dieselfde vraag. As ons dan oorgaan na sosiale verantwoordelikheid in KMV en KMI, met sosiale verantwoordelikheid het ons gesê ons sit die 3 dubbele punt. Eerstens moet ons kyk na ons omgewing en ons moet kyk na ons gemeenskap sonder om dan ons wins te affekteer, of ons moet die wins van ons besigheid verhoog sonder om dan die omgewing of ons gemeenskappe te benadeel. So ons kyk na wins, ons kyk na die omgewing en ons kyk na ons gemeenskap en daai 3 moet saam werk met mekaar. As ons kyk na sosio-ekonomiese kwessies, in graad 12 kyk ons hoofsaaklik na MEV en vigs, die impak daarvan op besighede en hoe ons dit kan hanteer, werkloosheid, die impak wat dit het op besighede en hoe ons dit kan hanteer, en dan armoede en hoe ons dit kan hanteer. Wees versigtig dat jy nie, as hulle praat oor armoede, dat jy nie noodwendig gaan skryf skep werksgeleenthede nie. As jy gaan praat oor werksgeleenthede, entrepreneursvaardighede, dan gaan dit hoofsaaklik val onder werkloosheid en hoe ons werkloosheid kan hanteer. Dan is dit ook baie belangrik dat ons nie net kyk na ons eksterne gemeenskap en ons verbruikers nie, maar ook ons werkers. So ons moet kyk, hoe kan ons die welstand van ons werkers verbeter, sowel as ons gemeenskap. Want hoofsaaklik wil ons baie keer werkers vanuit die gemeenskap af uit aanstel, want so is ons besig om toe te laat vir ekonomiese groei in die gemeenskap waarin ons funksioneer. As ons kyk na eksamenvragies, 8.1, het ons 'n scenario, eksterne hotel verskaf vervoer en aan werknemers wat ongewone lang ure werk. Hulle bepaal regverdige bonusse aan werknemers as erkenning van hulle harde werk en toewyding. EH implementeer ook etiese, korrekte besigheidsbesluite om besoedeling van die omgewing te voorkom.
Haal 2 maniere aan waarop EH tyd en moeite bygedra het om die welstand van werkers te bevorder uit die scenario. Onthou, ons kyk nou spesifiek na die welstand van werkers. Eerstens, hulle verskaf vir hulle vervoer as hulle lang ure werk en dan ook hulle maak seker hulle betaal regverdige bonusse aan hulle werkers. Dan 8.1.2 beskryf ander maniere, so weer eens, ek het nou vir jou 'n paar opsies van hierdie ingesit, is maak seker jy weet wat is in die scenario en dan wanneer jy jou antwoorde neerskryf, jy nie daai bullets gaan gebruik wat vanuit jou scenario kom nie. So ek het hulle weer vir jou hier in rooi gesit. Eerstens, betaal regverdige salarisse en lone aan werkers gebaseer op die aard van hulle werk. So hierdie gaan oor betaal mense wat hulle toekom. Die volgende bullet is wel betaal billike bonusse gebaseer op besigheidsverdiende erkende harde werk en toewyding. So hierdie is die gedeelte wat vanuit die scenario kom en dis as jy hom sou skryf, sou jy nie 'n punt kry nie. Werksomstandighede moet veilig wees, daar moet kantienfasiliteite wees vir ons werkers, daar is 'n paar opsies, en dan het ons hierso ook verskaf voer vir die wat lang werksure werk. So as jy hom sou skryf, sou jy nie 'n punt kry nie. Gee werknemers die geleentheid om deel te neem aan besluite, dis baie belangrik, verskaf ontspanningsfasiliteite, en dan bied jaarlikse fisiese en mediese assessering vir ons werkers, om seker te maak hulle is gesond, en dan ook die proaktiewe identifikasie van veiligheid of gesondheidsprobleme. En want dit kan natuurlik my besigheid ook affekteer. As ons kyk na van die ander, stel trauma of ondervraging, berading, terapie voor as daar iets gebeur het by die werk, bied finansiële hulp aan as werkers dalk moeilikheid ervaar, dan bied ondersteuningsprogramme vir werknemers en dan maak ook kinderfasiliteite beskikbaar. Baie mense kan nie noodwendig bekostig om hulle kinders in 'n privaat kleuterskool te sit nie. En dan dus nog net 'n paar opsies. Daar's baie opsies. Wat ek wel vir jou voorstel is dat veral as jy 'n hoë risikoleerder is, jy die kortste bullets gaan leer. Natuurlik gaan dit vir jou dalk dit moeilik maak om hulle te kan identifiseer vanuit scenario's. Maar as jy 'n verstaan het van die konsep, dan gaan jy dit heel moontlik kan identifiseer en gaan jy dan met die bullets wat jy geleer het, die ander kan beskryf. As ons kyk na die komponente van KSV, so hier kyk ons na korporatiewe, sosiale of maatskaplike verantwoordelikheid. Dit kan vervang word met KMV, so of S of M kan gebruik word. En hier kyk ons na die omgewing, ons etiese, korporatiewe, sosiale belegging, gesondheid en veiligheid, korporatiewe bestuur, besigheidsetiek, diensbilligheid, voorsieningsketting of ons verspreidingskanaal, werknemers, kliënte en dan die gemeenskap. En as ons kyk na ons KSI of ons KMI, met ander woorde korporatiewe maatskaplike investering se fokusareas, het ons gemeenskap, landelike ontwikkeling, werknemers en die omgewing. So wat is die groot verskil tussen die twee? KMV is ek het 'n verantwoordelikheid teenoor hierdie goeders. Ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my omgewing, ek het 'n verantwoordelikheid om gesondheid en veiligheid binne my werksplek te bevorder, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my gemeenskap, ek het 'n verantwoordelikheid as dit kom by my verskaffers kies, en dan hoe ek my produk gaan versprei na my kliënte toe. So hierdie is goed waar ek 'n verantwoordelikheid het in my besigheid, waar KMI of KSI is dan, hier gaan ek geld en hulpbronne belê. Ek gaan geld en hulpbronne belê in my besigheid, in my gemeenskap, in my landelike ontwikkeling, in my werkers en in die omgewing. Met ander woorde, KSI kos my iets. Dit kos my geld, dit kos my tyd, dit kos my hulpbronne. So as ons kyk na eksamenvrae, noem 5 komponente van die korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid. So hierso sien jy, nou maak ons gebruik van die M in plaas van 'n S. So daar is hulle net vir jou gelys. Die werkwoord is noem, so jy gaan slegs 1 punt vir elkeen kry. As ons kyk na 'n scenario, Mazers skoenvervaardigers. Mazers skoenvervaardigers is bekend vir die vervaardiging van produkte van hoë gehalte.
Die bestuur van MSV het besluit om hulle surplusfondse in die gemeenskap, landelike ontwikkeling en werkers te belê. Noem 3 fokusareas van KMV. Wat hierbo gelys word. Dit is dan nou, is eintlik KMI, die vraagie is verkeerd. Dit is dan nou natuurlik ons gemeenskap, landelike ontwikkel en werknemers. Net om te sê, hoekom is dit KMI nie KMV nie? Die vraagie, hulle praat van surplusfondse, met ander woorde, dit kos my iets. Ek kon daai surplusfondse gebruik het as wins, maar nou stoot ek dit terug in my gemeenskap in landelike ontwikkeling en dan in my werkers in. Dan 9.3 bespreek die positiewe impak van KMI op gemeenskappe. Nou toe ons die werk bespreek het ek vir jou gesê, dit maak nie saak of dit KMV of KMI is nie, waarna jy moet kyk is, vra hulle vir die impak op gemeenskappe, of vra hulle vir die impak op besighede. So dit maak nie saak of hulle hier praat van KMV of KMI nie, dit bly dieselfde, die verskil kom in, praat hulle van die impak op gemeenskappe, of op impak op besighede. So as ons kyk na die impak van dit op gemeenskappe, dan die voorsiening van beurse verhoog die vlak van onderwys, wat dan ons omgewing of ons gemeenskap in staat stel om aansoek te doen vir werk. Dan beter opvoedkundige en fasiliteite gaan ons arme gemeentes help, gevestig raak en dat mense daar wil gaan bly. Die lewensstandaard van die gemeenskap gaan verbeter word. Die verskaffing van infrastruktuur, veral mediese infrastruktuur, gaan die gesondheid van ons gemeenskap bevorder. So net om vir jou idee te gee wat die impak daarvan gaan wees op my besigheid, is dat as ek nie hoef al my geld spandeer op mediese uitgawes nie, dan gaan ek geld kan spandeer op by die besighede. Sosio-ekonomiese kwessies word aangespreek wat dan die welsyn van die gemeenskap verbeter. Opleidingsgeleenthede verhoog die moontlikheid van aanstellings vanuit die gemeenskap. Met ander woorde, ek kan mense vanuit my gemeenskap aanstel eerder as wat ek mense van buite af indring. En hoe meer ek mense in my gemeenskap aanstel, hoe meer is ek besig om ekonomiese groei te bevorder binne in my gemeenskap. As ons kyk na die volgende onderwerp, ons kyk na menseregte, inklusiwiteit en omgewingskwessies. So met menseregte gaan ons kyk na watse regte jy spesifiek het as 'n mens of 'n burger van Suid-Afrika, ekonomiese regte, sosiale regte en dan kulturele regte. So as ons kyk na ekonomiese regte in die werksplek, ons is vry van dwangarbeid. Hulle kan jou nie forceer om iets te doen nie, onthou jy het wel jou werkskontrak wat jou rol en verantwoordelikhede binne in die besigheid uitlê. Vry om werk te kies of te aanvaar. Jy kan by enige vakbond aansluit wat jy sou wou. Die reg om aan wettige stakings deel te neem, gelyke betaling vir gelyke werk, redelike beperkings van jou werksure. So hierdie val alles onder ook jou bepalings van die basiese diensvoorwaardes. As ons kyk na jou sosiale regte, jy het die reg tot skoon water, onderwys, beskerm en dan gesondheidsorg. En dan kyk ons na diversiteitskwessies. So ons het diversiteit in terme van armoede, ras, geslag, taal, ouderdom, kultuur of godsdienst en dan ook gestremdheid. En natuurlik, ek kan nie teen daai goeders diskrimineer nie. En dan omgewingskwessies. Hier kyk ons nie noodwendig na die omgewing, met ander woorde die natuurlike omgewing buite ons besigheid nie. Ons kyk na die interne werksomgewing. So hierso gaan jy sien, ons het die rol van die werkgewer. Wat is my rol as werkgewer om seker te maak dat die omgewing waar jy werk veilig is en dat dit gesond is? Dan het ons die rol van die werknemer. Ek as werknemer het ook 'n rol en 'n verantwoordelikheid. Byvoorbeeld, as daar vir my iets gegee word, dat ek dit moet dra vir my veiligheid, dan het ek die verantwoordelikheid om dit te doen. Dan het ons die rol van ons veiligheidsbeampte. Hierdie is 'n persoon wat deur die besigheid beweeg en seker maak dat ons gevare identifiseer en oplossings daarvoor vind. En dan het ons strategie om die omgewing en die mense te beskerm. As ons kyk na eksamenvrae 10.1,
Barrows handelaar verkoop 'n fietsie van verskeie afsetpunte. Hulle behandel alle werkers met respek, ongeag hulle sosio-ekonomiese status. Die bestuur van BH moedig oop kommunikasiekanale tussen hulle en werknemers aan. Identifiseer 2 menseregte wat deur BH bevorder word en motiveer deur aan te haal, en dan sê hulle ook vir jou gebruik die tabel. Nou, ek sal regtig voorstel dat jy gebruik maak van die tabel, want onthou, jou antwoorde moet met mekaar gekoppel wees. So, as ons kyk na die antwoord, die eerste ene is waardigheid, want ons word met respek hanteer. Jy het die reg om waardig hanteer te word en nie onmenslik hanteer te word nie. So maak seker jy die volledige sin neergeskryf en soos ek vir jou sê, daai 2 moet spesifiek met mekaar gekoppel wees. Hulle moet kan sien dat daai motivering by daai mense reg pas. Die tweede ene is vryheid van spraak en uitdrukking, want ons bevorder oop kommunikasie. As daar nie oop kommunikasie was nie, dan het jy natuurlik nie die vryheid gehad om te sê wat jy graag sou wou nie. As ons dan kom by die volgende onderwerp, spanprestasie en konflikbestuur. Ons het die kriteria gehad vir 'n suksesvolle span. Ons het interpersoonlike gesindhede en gedrag. So wat is my gesindheid teenoor die ander? Wat is my houding teenoor hulle? En dan ook wat is my gedrag? Hoe reageer ek op dit wat hulle doen? Dan het ons gedeelde waardes. As ons gedeelde waardes het in terme van ons werk, dan kan ons suksesvol wees. Dit is nie noodwendig dat ons dieselfde waardes buite die werksplek gaan hê nie. Dan oop kommunikasie is baie belangrik. Ons moet beide kan luister en verstaan wat die ander persoon sê. En dan het ons ook samewerking. Op die einde van die dag werk ons span saam na dieselfde doelwitte toe. Dan moet jy ook natuurlik jou span, jou stadiums van spanontwikkeling ken. Ons het eerstens die vormingsfase waar ons almal bymekaar kom. Ons het dan die stormfase waar daar konflik is, en as ons deur daai konflik kan werk, gaan ons na ons nomering toe, waar ons almal begin verstaan, wat is my rol, wat is my verantwoordelikheid, wat is my posisie binne in hierdie span, en dan kan ons begin presteer, en dan laastens het ons die ontbinding. Die ontbinding vind plaas wanneer die span hulle doelwitte bereik het, en dan die projek is afgehandel, en dan ontbind ons en ons beweeg terug na ons normale departemente. Verskillende oorsake van konflik, ons het verskillende idees, ons het verskillende waardes, verskillende werksetiek, daar's baie mense wat in die reëls nakom nie, kan wees as gevolg van 'n gebrek aan kommunikasie, 'n gebrek aan samewerking, daar is 'n heel wat verskeie redes vir konflik. Wanneer daar wel konflik is, die eerste een is, ons moet seker maak dat ons erken, hier is konflik, ons kan dit nie vermy of dit ontken nie. Dan moet ons kyk, wat is die rede vir daai konflik? Ons gaan dan die werkers uitnooi vir 'n vergadering, om te hoor wat is hulle perspektiewe. Ons gaan dit eers afsonderlik doen, en dan gaan ons dit gesamentlik doen. Baie belangrik, dat ek 'n tyd en 'n plek reël vir hierdie vergaderings, en ons moet toelaat dat elkeen hulle mening lig. So elkeen moet geleentheid kry om te praat, en dan gaan ons objektief besluit op 'n oplossing, en dit kan dalk wees dat ons gaan vir die werknemers moet sê, dat we agree to disagree. Daar is nie noodwendige oplossing, of dat een persoon reg en een persoon verkeerd is nie. Dit is okay as hulle van menings verskil. As ons kyk na eksamenvrae, die eerste ene, lees die scenario, Lerato, Usia en Nigeri het 'n herwinningsprojek begin, bekend as Blinksterre. Usia het altyd die ander lede se idees en opinies bevraagteken, aangesien hy die spanleier wou wees. Die spanlede het uiteindelik 'n ooreenkoms en konsensus bereik oor die pad vorentoe. Identifiseer 2 stadiums van spanontwikkeling. So eerstens het ons die stormfase, en dan het ons die nomeringsfase. As ons kyk na 11.2, identifiseer die oorsake van konflik wat van toepassing is op Siaya Incorporated. So dis net om vir jou te sê, daai is 'n persoonlike aanspreeklikheidsmaatskappy. Die droomspan is nie bereid om saam met Koala span te werk wat altyd toekennings ontvang nie. So wat is die rede vir konflik?
ons het dan hierso hoë intense meerdingend of meerdingendheid. Met ander woorde, ons wil nie saam met hulle werk nie, want julle doen te goed vir ons. So die werkwoord was identifiseer, so jy gaan 2 punte ontvang. 11.2.2 Werknemers voltooi nie hulle take effektief nie, aangesien duidelike instruksies nie altyd verskaf word nie. So hierso gaan ons dalk in die begin dink, dit is dat hulle nie hulle werk doen nie, maar maak seker jy lees jou sinne volledig, of dat jy jou vraag ordentlik lees. Die antwoord is dan natuurlik swak kommunikasie. Ek gaan nie my werk kan doen as ek nie noodwendig 100% weet wat ek moet doen nie. Dan 11.3 Zulu geïnkorporeer het 'n werksmag wat uit 'n paar moeilike werknemers bestaan. Die bestuur van ZG het privaat met die werkgewers gepraat sodat ander werknemers se aandag nie afgelei sou word nie. Hulle het ook riglyne verskaf oor hoe werknemers hulle gedrag kan verbeter. Al 2 maniere waarop ZG moeilike werkers hanteer het uit die scenario hierbo aan. So hier is ons sinne, die eerste ene, hulle het met hulle gepraat oor wat apart met hulle gepraat, ons het nie voor almal met hulle gepraat nie, en ook ons het vir hulle gesê, wat is die gedrag wat ons graag sou wou hê, hulle moet verbeter. Die opvolgvraag is dan nou bespreek ander maniere waarop hulle met dit kan hanteer, en ons het dan maak seker dat jy weet wat is daai persoon se perspektief, maak seker jy verstaan hoekom daai persoon so reageer of so optree, tree proaktief op, so moenie dit los tot dit op 'n groot konflik uitlei nie. Gereelde vergaderings kan help om moeilike werkers te verdra. Vra iemand met gesag om vir jou insette te gee of idees te gee oor hoe jy dit kan hanteer. Identifiseer die tipe persoonlikheid waarmee jy werk. Afhangende van die tipe persoonlikheid gaan jy dalk jou benadering tot daai persoon moet verander. Dan vanuit die scenario waarvoor jy nie punte sal ontvang nie, ontmoet met hierdie moeilike werkers apart van die ander werkers. En dan maak voornemens en redes vir optrede bekend, sodat die moeilike werker op hulle gemak voel. So met ander woorde, sê vir hulle hoekom jy die vergadering het, sodat hulle mooi verstaan hoekom. En dan, werkers moet vertel word, wat is die gedrag waarmee jy nie gelukkig is nie. Jy gaan vir hulle sê hoe hulle dit kan verander, en teen wanneer wil jy hê hulle hierdie gedrag moet verander. En dan vanuit die scenario het ons riglyne vir die verbetering. So ons moet vir hulle sê, dit is wat ons verwag, dit is hoe ons wil hê julle moet dit doen. Ons gaan hulle moet leiding aanbied. Dan hier is net 'n paar ander, jy moet 'n goeie verhouding met hierdie persoon bou, want jy probeer spesifieke gedrag uit hulle verander en hulle moet jou vertrou met dit. Help moeilike werkers om realisties te wees. Hulle gaan dalk vir jou die maan en die sterre beloof, jy gaan hulle moet realisties behou oor dit wat hulle kan bereik. 11.4 Bespreek die belangrikheid van spandinamika teorieë in die verbetering van spanprestasie. Spandinamika teorieë verduidelik hoe 'n span effektief werk en hoe hulle werk. Elke span gaan hulle eie dinamika hê en hoe hulle goeders doen, en ons doen dit tot voordeel, want ons wil 'n spesifieke doelwit bereik. Besighede is in staat om take toe te wys volgens rolle van die spanlede. So, afhangende van wat jou rol, jou verantwoordelikheid, jou kennis en jou vaardighede is, gaan ek vir jou spesifieke take gee. Spanlede kan prestasie optimaliseer omdat take volgens hulle vermoëns uitgedeel word. Ek gaan nie noodwendig vir jou iets gee as ek weet dit is 'n swakpunt of dit is iets waarvoor jy nie kennis of vaardighede het nie. Ek wil dan op die einde van die dag my doelwitte bereik. So ek gaan werk vanuit jou sterkpunte en vanuit jou vermoëns. Spanlede met soortgelyke sterkpunte en vaardighede kan kompeteer. So ons kan kyk watter twee van hierdie spanlede gaan die beste persoon wees. So hulle kompeteer met mekaar. Teorie van spanleiers om persoonlikheidstipes van spanlede te verstaan, sodat hulle meer effektief toegewys kan word. As ek my persoonlikhede binne in my span ken, kan ek ook beter met hulle kommunikeer, ek kan ook beter vir hulle take gee. Konflik kan verminder wanneer ek verskillende rolle gee. So as elkeen sy eie rol het en sy eie verantwoordelikhede het, gaan dit minder wees dat hulle wil daai rol oortree en iemand anders se rol oorvat.
Dit bring ons na die einde van vandag se les toe. Baie sterkte met jou eksamen wat opkom, beide vraestel 1 en vraestel 2. Ek hoop jy gaan deur hierdie skyfies werk en dat jy gaan aktiwiteite doen en ou vraestelle deurwerk om seker te maak jy is so goed as moontlik voorberei. Baie dankie dat jy geluister het. Lekker dag verder. Totsiens.